besig met 'n studie oor Kolossense. Paulus hanteer al die belangrike sake met elke nuwe gemeente. U weet, jy kan die brief van Filippense vat, die goed wat belangrik is vir u om dit te maak in die bruid van Jesus Christus, om gereed te wees vir die wegraping, hanteer Paulus volledig in Filippense. En die goed wat u gereed maak en reg maak in die verhouding met Jesus Christus, hanteer hy volledig in Kolossense. En so is elke brief spesifiek voldoende. Studie wat ons gedoen het in Jakobus. So hoe meer van die studies ons doen, hoe meer boustene kry ons en hoe meer kry ons insig van verskillende hoeke af, verskillende kante af, die essensie van die evangelie. En dis my wonderlik, want daarmee kan 'n mens nie dwaal nie, want dieselfde beginsels word oor en oor herhaal. En as daar iets is wat uit plek uit is, sal u en ek dit dadelik sien en sê, maar waar kom hierdie ding nou vandaan? Wat ons sogenaamd as 'n doktrine in ons midde het. So dis wonderlik. So terwyl u en ek hier sal sit en ons studeer die woord en mediteer op die woord, word ons eie dogma, ons eie beginsels van die evangelie word vir ons uitgesorteer. Raak ontslaaf van die goed wat u nie vind hierin nie, terwyl ons studeer. Want ons tel allerhande beginsels van ons eie op, en ons formuleer ons eie beginsels so met die tyd. En dit is wat ons juis wil hê, moet ons nou ontslaa raak van, dat ons op die ouene sit met dit wat ons in die woord vind. OK. Here Jesus, ons sê vir u baie dankie. Dankie vir u woord. U is die woord. U is onveranderlik. U is van die begin af. En ons is bly en opgewonde dat ons die stem hoor van die een wat ons liefhet. Baie dankie, Here, dat u woord sê, u skape sal u stem hoor. En daarom, omdat ons u ken en u ons gered het, elkeen uit verskillende situasies uit, maar gered het van onsself, gered het van die vloek van sonde, wat u ons gered het, Here, van die oordeel van sonde, het ons u stem telkens gehoor. En ons hoor u stem soos het u ons nou telkens, Here, red van die krag wat sonde op ons het. Red u ons van oomblik tot oomblik. En ons sê vir u dankie. Dankie dat u woord 'n magtige wapen is. Die enigste wapen is, Here, om my te heilig, my te reinig en my gereed te kry om voor u troon te staan. Ons is dankbaar, Here, dat u die een is wat met ons werk. Ons weet nie altyd wat is prioriteit in ons lewens nie, maar u weet. En daarom wanneer ons u woord bestudeer, dan kom u en u werk, u beginsels, u prioriteit in ons lewens. En ons sê vir u baie dankie, Here. In Jesus se naam. Amen. Nou, ons bestudeer op 'n Sondag die brief van Kolossense. En ons weet Paulus spreek spesifiek aan die Colossian heresy, valse lering, dwaallering wat binne in die Christenkerk was. Wat gekom het van mense wat gered was uit verskillende fasette van die lewe en dan hulle gelowe en hoe hulle dink en hoe hulle groot geword het, inbring in die kerk en dit sommer deel maak van die doktrine. En Epaphras was by Paulus gewees, waar hy in gevangenskap was in Rome, en het hierdie misleiding en valse leringe wat ingekom het met Paulus gaan bespreek, en toe Paulus gesê, hy sal 'n brief skryf vir die mense in Kolosse. Hy was nooit in Kolosse self gewees nie. Hy het ook nie Kolosse gestig nie. Epaphras, of Epaphroditus, is dieselfde man, hy het hulle gestig, hy het daai gemeente gestig, en hy kom van Kolosse af. Wat is dogma of doktrine? Dis beginsels waar volgens die Here werk. Net soos ons in die natuurlike skepping, kry ons is daar sekere natuurwette wat die Here God daar gestel het. Al wat Newton en al daai mense gedoen het, is hulle die wette ontdek.
en die wette geformuleer wat bestaan. Hulle het niks te doen gehad met byvoorbeeld gravitasie nie, hulle het dit net ontdek. En dis hoe waarheid is. Waarheid ontdek jy, en dan leer jy wat waarheid van jou verlang, en wat waarheid verg, en jy werk daarmee saam. Goed, so dis verskillende beginsels waar volgens die Here in sy koninkryk werk. Laasweek het ons hoofstuk 1 gehad van Kolossense, vers 15 tot 20. As jy reg onthou, ek herinner u net wat ons gedoen het. En hoofstuk 1 vers 15 tot 20 het ons gesien dat die woord all in die King James Bybel 7 keer voorkom in daai klompie verse. En die rede hoekom Paulus dit so stres, terwyl hy met vir hulle skrywe, is om God se soewereiniteit aan ons en aan hulle oor te dra. Want doktrines sypel die kerk in, wat die soewereiniteit van die Here aanspreek, en dit minag, sonder dat ons besef. Ons het laasweek gesien aan vers 16, ek gaan net met u nou hersiening doen. Die eerste een was in vers 16 van hoofstuk 1 in Kolossense, waar die woord sê daar, waar Paulus skryf daar vir hulle, by him were all things created. Hy sê alle dinge was deur hom geskape, of dit dinge was in die hemel, of dinge op die aarde, of dit sigbare dinge was, onsigbare dinge is, of dit trone is, dominions, wat is dominions? Verskillende ryke is, en of dit principalities is, of powers, God het alles geskep, en alles geskape. Daarmee sê hy vir ons, dat daar is ander trone, daar is ander dominions, daar is ander powers, en daar is ander principalities. Onder andere is die principalities, wat u en my wil wegkry van God, van die Alef beginsel, wat ons wil wegkry van God is soewerein, hy is die middelpunt, hy is die bron van alles, hy is in beheer. Nou die tweede punt wat ons die all gekry het, is in vers 16 nog steeds, waar hy sê, all things were created by him and for him. Onthou nou, ons praat van alle dinge nou ook. Alle dinge in die situasies, alle situasies. Alle dinge wat bestaan, of het sigbaar of onsigbaar is. Nog steeds, sy soewereiniteit heers. Alle dinge word geskape vir hom. Die derde een in vers 17 sê ons, he is before all things. Hy is voor alles gewees. In tyd was hy eerste. Ons het laasweek stilgestaan naby. By him all things consist. Hy hou alles by mekaar. Hy hou die huwelik by mekaar. Hy hou jou as mens by mekaar en heel. Hy hou die natuur, alles hou hy aan mekaar en by mekaar. Tot laasweek daaroor uitgebrei. Die 5de een in vers 18, in all things that in all things he might have the preeminence. Ons het gekyk oor die woord preeminence. Preeminence kom van die woord Reshith af, wat ons ook in Genesis 1 vers 1 kry, in die begin. So hy is die begin van alles. Die woord sê hierso, dis wat die woord preeminence beteken. Beteken, hy met die first fruits, erken hom as die first fruits van al die omstandighede. Ek en jy ook. Al is die omstandigheid hoe die mekaar, sê Here, jy bly eerste. Give him preeminence in all circumstances in your life. Gee hom voorkeur. En ons het geleer laasweek, preeminence beteken sien hom as Alef, as die omnipresent, omnipotent, omniscient ene. Dis wat bedoel word met preeminence. Die 6de ene was in vers 19, waar ons gesien het, in him should all fullness dwell. Ons gaan nou terugkom daarna toe. Alle volheid is in hom. En ons sal sien, selfs in die Christenkerk vandag, word daai ding aangetas, dat alle volheid is nie aan hom gegee nie. Jy moet iets doen, bydoen en nog 'n paar triks saam doen. OK, vers 7.
sien ons, liewerste, die 7de punt is in vers 20. To reconcile all things unto himself. Ons gaan so 'n bietjie daar iets oor daaroor noem. Nou, hoekom het Paulus eerstens hierdie soewereiniteit van God so gestres? Want daar was 'n dwaallering gewees, 'n gnostiese dwaallering, wat gesê, the sum of all the supernatural forces control the fate of man. En hierdie einste ding kry mens nou nog in die kerk. Die som totaal van allerhande magte is die een wat jou doen en late bepaal. Bepaal jou doen en late. Jy en ek dink baie keer en tree op baie keer asof omdat jy nie dit gedoen het, jy dit vergeet en so aan en daai het dit vergeet en as daai dit gedoen het, dan het dit beter uitgewerk. Nee, jy's besig met gnostisisme. Jy's besig om te maak asof die som totaal van allerhande ander magte bepalend is, terwyl God soewerein is. Met ander woorde, daar was 'n lering gewees dat God se soewereiniteit soms in sekere omstandighede is God nie soewerein nie. Daar bestaan leringe daaroor. Wat sogenaamd sê dat God se soewereiniteit nie teenwoordig is in sekere situasies nie. In vers 15 het ons gelees dat he is the firstborn of every creature. Met ander woorde, hy is die eerstgebore seun van die Vader. As jy die eerstgeborene is van die Vader in die Hebreëse kultuur, dan het jy sekere voorregte en sekere regte. En daarom lees ons in hierdie stuk, daarom herhaal Paulus dit of liewerste daarom sê Paulus daar in vers 15, hy is die eerstgebore seun van die Vader. So hy het sekere regte bo die skepping. Hy het prioriteit, die woord preeminence en soewereiniteit. Dit het hy. As ons 1 vers 16 tot 18 kan lees. For by him were all things created, that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. He is before all things, and by him all things consist. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. So, hy sê daar so in vers 18, he's the firstborn from the dead. So, hy was die eerste een wat van die dood af opgestaan het. Is dit so? Nee. Kom ons lees net waar daar ook mense opgestaan het uit die dood. 2 Konings, hoofstuk 4. Gaan saam met my so in asseblief. 2 Konings, hoofstuk 4. Vers 32 en vers 35. Vers 32 sê, jy sal onthou, dit gaan oor die Sulamitiese seun van die Sulamitiese vrou se seun, met Elisa. And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead and laid upon his bed. As jy reg, as jy daai geskiedenis kan onthou. En dan in vers 35 lees ons, then he turned and walked in the house, and house to and fro, Elisa net op en af geloop. He went up and stretched himself upon him, and the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. So hier sien ons dat iemand eerste opgestaan het uit die dood uit.
So wat bedoel Paulus as hy daar in die credo vir ons sê, hy wat Christus is eerste opgestaan uit die dood uit. Kom ons lees dan in Lukas ook van 'n insident waar daar ook 'n opstanding was, Lukas 7. Ek gaan van u die vraag vra, né, wat maak die verskil? Lukas 7, vers 12 tot 15. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. And he came and touched the briar, and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother. So hier sien ons ook 'n opstanding, nog 'n opstanding uit die dood uit. Kom ons gaan na Johannes toe, Johannes 11. Johannes 11, vers 39 tot 44. Vers 39. Jesus said, Take ye away the stone, Martha, the sister of him that was dead. The stone. Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead for 4 days. Jesus said unto her, Said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldst see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him and let him go. Lazarus, ons weet, ek herinner u maar net, Lazarus het ook uit die dood opgestaan. Dan in Handelinge hoofstuk 9, kry ons nog 'n opstanding uit die dood uit. Handelinge hoofstuk 9, vers 36 tot 41. 9, vers 36 tot 41. Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and alms deeds, which she did. And it came to pass in those days that she was sick and died, whom when they had washed, they laid her in an upper chamber. And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him 2 men, desiring him that he would not delay to come to them. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him weeping, and showing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them. And Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed, and turning him to the body, said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Dis gevalle wat u van weet en wat ek van weet. Die verskil tussen hulle opstanding en die opstanding van Jesus Christus is, hulle het gesterf weer. Jesus het nie gesterf nie. Hulle het gesterf. As ons weer teruggaan daar na Kolossense 1 vers 19, blaai saam met my asseblief. 1 vers 19. Dan sien ons daar dat die woord sê, For it pleased the Father, that in him should all fullness dwell.
Nou, as die woord sê, it pleased the Father, wat beteken dit? Wat is daai woord pleased? Dis die woord, bestaan uit twee woorde, tobe, T-O-B-E, en die woord kofeits. En tobe en kofeits bring jy op die ouene by die beginsel, die rotson beginsel. So, wanneer die woord dan sê, it pleased the Father, beteken was goed in sy oë, dat het hom delight gegee, verlusting gegee, dat die volheid in Christus in hom gestort word, dit was deel van God se rotson, van sy plan, om doel te bring, om betekenis te bring, na die aarde toe. Die volheid van Christus is in hom gestort, dit was deel van God se purpose, sy plan. Dis wat hy woord please beteken. Dan sê, it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Ek het al vir gesê, hoekom sê hy all fullness? Want daar was doktrines gewees, dat onder die gnostiese filosofie, dat alle volheid nie in Christus gegee was nie, dat daar verskillende magte en owerhede is, en die totaliteit van kragte buitekant Christus dra by tot die totaliteit van die beginsel van God. Daarom skryf hy, alle volheid is in Christus. Daai woord fullness, die volheid, beteken the totality of God with all his powers and attributes. So God in sy volheid is in Christus gestort. Ok, kom ons gaan kyk net wat sê die woord oor hierdie selfe beginsel van die volheid wat in Christus gestort is. Efesiërs 3 vers 19. Blaai saam met my na Efesiërs 3 vers 19. Daar skryf Paulus aan die Christene in Efese en hy sê, and to know, hy sê, wat is die doelwit met ons, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Die Here wil ons vul met sy volheid. God het sy volheid in Christus gesit, Christus wil sy volheid in ons sit. Ok? Nou, wanneer hy sê daar so, and to know the love of Christ, daai woord know beteken personal experience. By know. Hy sê, hy wil, God se wil vir jou en vir my is, dat ek die persoonlike, dat ek groei in my persoonlike ervaring van God se liefde. En as ek persoonlike ervaring het van God se liefde, sal dit die res omvou. Want hy sê dan so, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So, die ervaring van sy liefde, is meer as die ervaring. Ek klink nou soos 'n filosofiese profie wat nie eintlik Afrikaans praat nie. As u en ek meer en meer sy liefde ervaar, is sy liefde van so 'n aard, dat dit alle kennis, alle ervaring insluit. Want dis wie God is. Hy is liefde. Ok, so God die Vader het sy volheid in Christus gesit. Christus wil sy volheid van sy liefde in jou sit, in my sit. Met ander woorde, die effek in jou en my lewe, soos wat ek en jy met God kennis neem en ervaring het, moet daar definitief liefde groei in my lewe. Absoluut. Dit moet die kennis oorskry. Hoor jy wat ek sê? Want so maklik in kerke en organisasies word die kennis as die voorpunt of as die ultimate gestel. Nee, as jy regtig kennis maak met die kennis,
gaan die effek liefde wees. Sy volheid word gemeet in liefde. Hoor jy wat ek sê? Efesiërs 4 vers 13. Skrifgedeelte wat ons goed ken. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Die volheid van Christus. Dis waarna toe ons groei. Maar nie volheid in kennis nie, volheid in sy liefde. Want sy liefde, hoe sê ons dit? As jy ervaring met hom het, is die liefde wat jy ervaar meer as die ervaring. Ek dink dit is baie korrek, wat ek nou gesê het. Oké, wat is wat die woord daar sê? Hy sê dan, Efesiërs 3:19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge. Ja, Efesiërs 3, vers 9. It passeth knowledge. To know the love, beteken, om die liefde self te ervaar, gaan verby die ervaring. Oké. So, Paulus lê klem op die volheid van God wat in Christus is. Christus is volledig. Oké. Kom ons kyk dan. Paulus, ek gaan hier spring, net terwille van die onderwerp van die volheid wat ons nou besig is mee, net om bietjie die onderwerp verder net te hanteer, gaan ek saam met u net na hoofstuk 2 toe van Kolossense. So ons spring 'n klomp verse, ons gaan terugkom na die verse toe. Maar ons spring 'n klomp verse, want in hoofstuk 2 veral praat Paulus, of skryf Paulus, spesifiek met die dwaalleringe in gedagte. En noodwendig gaan hy nou weer praat van die volheid wat in Christus is. 2 vers 10 tot 15. Kom ek gaan dit lees. And ye are complete in him, hoor u. Ye are complete in him. Dis daai woord volheid. U het niks buite dit nodig nie. Which is the head of all principality and power, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, wherein also ye rise with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Ek sê tot vers 15. Blotting out the handwritings of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Right. Ye are complete in him. Toe ek in die beradingswêreld was, in die sielkundige beradingswêreld, het ek 'n paar keer swaarde gekruis met die terapie. En ek het gesê, dit in die terapie wat werk, is die woord. Die woord is voldoende. Die woord kan jou red, waar geen terapie jou kan red. Die woord is volledig. Ons hoef nie iets beide te voeg nie. Right, ons gaan weer terug na hoofstuk 1 toe.
Ons het daar 'n woord gelees wat fantasties is. In hoofstuk 1 vers 20 het ons gelees van to reconcile all things unto himself. En in vers 21 sê hy ook, you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. Lees weer die woord reconciled. Into the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. En dan het ek vers 22 ook saam met dit lees. Hy sê, in the body of his flesh, through death, to present you holy and unblameable and unprovable in his sight. Ekskuus, ek het dit hier neergeskryf, ek het net nie gemerk nie. Ok. Wat is die woord reconcile? In Afrikaans is dit die woord versoen. Versoening. He reconciled all things unto himself. Hy het ons ook versoen met homself. Verskoon tog. Ons lees in Genesis, met die val van die mens, dat die mens het geëet wat Lucifer vir hom aangebied het. En hy het in 'n ewige doodse slaap gegaan. Al lyk hy wakker. Sy binneste, sy nefesh, het in 'n slaap gegaan, 'n ewige slaap gegaan. Nou lees ons dat Christus het gekom om ons te versoen. Wat het die ridder, die ridder, die held op die wit perd kom doen? Hy het gekom en hy het vir Nefesh, die bruid wat die gifappel geëet het, wat die heks aangebied het, het gesterwe, en die bruid en die held, die ridder, die prins het gekom, en hy het haar gesoen. Versoen. Hy het haar gesoen. En die oomblik as die bruidegom of die held of die prins kom en ons laat toe dat hy ons soen, dan staan die Nefesh op uit die dood. Ok. Dis wat hy kom doen het. Daai woord kan reconcile, of die woord versoen, in daai klompie verse, vers 20 en vers 21 en vers 22. As jy in Hebreëus dit navors, is die eerste woord wat daai woord versoen vandaan kom, die woord noshak. Dit beteken soen. En ons het van die begin af geleer, dat wanneer sy daar in Hooglied ook sê, soen my met jou woord, soen my, is dit die behoefte en die verlange van die bruid, van u en van my, konstant deur. In huweliksberading het ek al vir u genoem, sê hulle met navorsing dat as 'n man en vrou wat getroud is, vir 12 minute soen, dan bring dit weer die romans terug in die huwelik. Nou ons kan dieselfde sê, wanneer u en ek toelaat dat die woord ons soen en ons die woord soen, op 'n gereelde, konstante basis, gaan dit die romans in u hart aanwakker, en dit gaan u rig in 'n verhouding wat u nog nooit voorheen geken het nie. Want hy het ons versoen, hy het ons gesoen. En dis daai woord noshak. Die ander woord wat gekoppel is aan daardie woord, jy ken die familie van woorde wat ek al vir u gesê het, is die woord koel. K-H-O-O-L. Nou koel beteken, daai woord in Hebreëus beteken, jy begin by 'n punt en jy dans. Ons sien dit in die skepping, letterlik in die skepping, as ons na ons hemelruim kyk, dan sien ons, soos wat het in Hebreëus staan, daar in Psalms, dat hy die skepping in
gedans tot wording. OK. So wanneer hy jou en my soen, begin daar 'n dans in jou en my, begin daar 'n dans in jou en my losbars, rondom hom, wat op die troon sit, die Aleph is in die middel is. En dit is wat hierdie reconcile loslaat. OK. Die ander familiewoord wat daar gekoppel is, die woord lechem. L-E-K-H, koppelteken E-M. L-E-K-H, koppelteken E-M. Lechem. Ons weet dat lechem beteken die brood van die lewe. Jesus Christus is die lechem. En die versoening het direk te doen met lechem. U en ek kan niks doen sonder die lewende brood nie. So, die versoening wat hy bewerk het, en wat hy gebring het, gaan gepaard saam met 'n dans rondom hom as die middelpunt, gaan gepaard saam die eet van die woord, die lewende woord. Dit is wat die versoening teweegbring. Verder beteken hy woord reconcile, beteken to make friendly after estrangement. Ons is vreemdelinge. Ons was vreemdelinge vir Jesus Christus. Maar in ons ballingskap en in ons vreemdheid, toe ons hom aangeroep het, en ons gesoen het hy ons teruggebring. Teruggebring na hom toe. Dit beteken verder die woord harmonize en die woord atonement. Versoeningsbloed. So in vers 20 sê hy, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whether they be things in earth or things in heaven. So, wat beteken dit? Want ons sien dit nie in realiteit nie. In Efesiërs hoofstuk 1 lees ons ook daarvan, dat in die volheid van tyd, gaan dit wat hy hier vir ons sê, gaan dit sigbaar gedoen word, wat alles voor sy voete gebring gaan word. Gaan die reconciling wat plaasgevind het, in totaliteit realiseer. So omdat Christus, hy praat daar van die bloed van Christus, wat ek nou vir u gelees het, omdat die bloed van Christus, omdat hy sy bloed gegee het en met sy bloed ons versoen het, maak dit vrede moontlik vir my. Vrede tussen man en God, en bring dit harmonie. So hy het 'n potensiële situasie geskep, vir wie ook al in tyd, voor die einde van tyd, gereconcile wil word, gereconcile kan wees. Dan in vers 21 sê hy, and you that were sometime alienated, and enemies in your mind, by wicked works, yet now hath he reconciled. When I say daarso, you were enemies in your mind. Baie kere wandel u en ek soos vyande van hom, as gevolg van ons mind wat op verkeerde plek is. Daai woord mind daar is die woord labé, die workerhart. So hoe sê hy sê their minds, hy sê daarso, they were alienated and enemies in their mind. Daai woord mind of labé beteken in Grieks the seat of thought. Ons weet in Hebreëus beteken dit werkerhart, beteken reason, thinking and thoughts.
So, iemand kan oënskynlik van buite af perfek lyk. Reg optree, sonder God wees, maar hy tree fantasties op. Hy kan moreel korrek wees in elke opsig. Maar wat belangrik is en wat bepalend is waar is sy mind? Want jy weet, ons kry baie keer onder ander godsdienste en onder humaniste mense wat onberispelik optree en onberispelik is. Maar die woord sê hierso, dit is wat belangrik is, waar is sy mind? As jou en my mind, met ander woorde, ons manier van dink, ons manier van ons binnegesprek, die manier hoe ons redeneer, as dit nie gefokus is op hom, en ons hom nie soen nie, dan praat hy van wicked works. Hy sê, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works. So is hy met my, as ek dit weer kan lees, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind, so die uiterlike kon goed gelyk het, maar die probleem is, waar is die mind? By wicked works, yet now hath he reconciled. So die versoening van Jesus Christus spreek ons mind aan. Die versoening met die manier van hoe jy dink en redeneer en jou binnegesprek aanraak. Die soen moet jy toelaat dat die soen tot daar gaan. Okay, dan sê hy, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Okay, hy sê hoekom Christus sy lewe gegee het en hoekom hy versoening gebring het en hoekom ons mind, ons nabye mind, hoekom ons mind op hom gefokus moet wees. Hy sê, sodat to present you holy, unblameable, unreprovable in his sight. Holy, weet ons toch, uit sy lewe gegee, sodat ons onsself eenkant moet sit vir die doel, en die doel is dat hy homself aan ons moet openbaar en homself deur ons moet openbaar. Nee, dis die holy. Hy het sy bloed gegee, hy het sy lewe gegee, eerstens, sodat jy jouself afsonder. Ander woord daarvoor is, die weg van heiligmaking volg. Dis nie 'n opsie nie, dit is 'n noodsaaklikheid. Dit is deel van u en my versoening. Dan sê hy, tweedens, unblameable. Met ander woorde, ek is verskoon. Hy vat die blame, hy vat die blaam. Maar ek kan alleen die blaam vat vir my dag tot dag wandel, wanneer ek ervaar dat ek nie in sy versoening wandel nie, wanneer ek die blaam na hom toe vat. Om sê, Here, jy die blaam gevat. Ek voel nou om geblaam te word, ek voel verantwoordelik, ek voel, wat is die ander woord vir blaam? Ek voel skuldig, maar ek gee dit vir u. So dis holy, unblameable, en dan sê die woord daar, unreprovable. Unreprovable beteken unaccused. Right. Want he had been accused for my sake. Jy sal sien in die Afrikaanse 1933 vertaling is daai woord reconcile die woord versoen. In die ou Afrikaanse Bybel.
En dan sê hy in vers 23 lees ons hier, if, sien u daai woord if, in die Afrikaanse vertaling gebruik hy die woord as. Hy sê, ek gaan vers 21 lees, tot en met vers 23, sodat u die if of die as verstaan. Hy sê, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Dubbelpunt. Sien jy dit? If ye continue. So hy sê, hierdie versoening gaan voort in u lewe en u kan die voordeel van die versoening ervaar en die voordeel van die versoening beleef en voordeel hê as. In Afrikaanse vertaling sê, as julle ten minste, hoor u dit, hy sê dit so in die Afrikaanse 33 vertaling, as u die versoening word waar in u lewe, as julle ten minste gegrond en vasbly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. Daai ander dwaallering wat in die kerk bestaan van een keer gered, altyd gered, is 'n dwaallering en 'n leuen. Okay, hy sê so, if ye continue in the faith, grounded and settled and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Goed, so hy sê, if ye continue. Nou wat is daai woord continue? Ekskuus tog. Daai woord continue, of die woord, as jy ten minste vasbly, aangaan. Daai woord continue. Daai woord continue beteken to stay over, of to remain. En ons het geleer, dat die wat in die wegraping gaan wees, het ons in 1 Tessalonisense, is dit hoofstuk 4, wat ons by een van die kampe, daarby stilgestaan het, en gesê het, die wat kwalifiseer, om in die wegraping weggeneem te word, is those that are alive, and remain. So dis nie die Christen, wat een tyd in hulle lewe gesê het, ja Here, ek wil jou dien, en toe in elk geval, aangevoeder het in hulle eie wil, in hulle eie lewe nie. Hy sê, dit is die, wat gegrond is, die wat hulle ten minste gegrond en vastbly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. Daai woord continue of bly, daai woord continue is die woord remain, het beteken to stay through the night, om deur die nag, want baie mense gee hulle lewens vir die Here en die Here versoen hulle en red hulle en bring vir hulle 'n nuwe lewe en 'n versoeningslewe met hom, en dan kom die nag en dan draai hulle weg van hier af. Soos hy praat van continue, sê hy die wat deur die nag nog by hom bly. Deur u in my nagseisoene by hom bly. En daai woord continue, dit kom ook van die woord bed af, huis, habits. Met ander woorde, if you continue in the faith, as dit jou gewoonte is om in die geloof te bly, to be grounded and settled and not be moved away from the hope of the gospel. Ja, dan is die versoening deurentyd werkend in jou lewe. So what is it to continue? It is to have a habit of serving the Lord and staying with Him, staying in the faith. If you continue in the faith, daai woord faith is die woord oman. A-W-M-A-N, oman. Oman, wanneer hy sê, if you continue in the faith, wat beteken, waarin moet hy continue in the faith?
Maar wat beteken die woord faith? Is die woord oman. Wat beteken oman? To foster the truth as a parent or a nurse. So how do you foster the truth as a parent or a nurse? If you keep the truth in your heart and in your mind, if you keep it dear to you, en wanneer die waarheid binne in jou hart beskerm en bewaar en volg, ongeag van al die ander gedagtes, idees, redenasies wat in jou denke rondwaai en in my denke rondwaai, die storms van baie ander denke. Wanneer jy binne die storm van ander denke en van jou binnegesprek in die waarheid bly vashou. Die waarheid is Jesus Christus. En soos hy daar sê, you foster the truth as a parent or a nurse. Hy sê then you are continuing in the faith. Die tweede ding wat hy daar sê is, hy sê nie net continue in the faith nie. Hy baken dit baie duidelik af. Daai woord grounded beteken in die Grieks beteken to lay a basis or foundation. Dit beteken to consolidate. Dit beteken 'n foundation. In Hebreëus beteken die woord grounded lechem. En dit beteken die woord treasure. Soos waar die Here waar daar in Korintiërs sê die woord, hy is ons treasure, die skat wat ons ontvang het, wat hy in die klei pot gesit het. Daai woord skat is die woord grounded. So kom ons kyk dan, nou dat ek gesê het wat die verskillende woorde wat dit omskryf. Ek het vir julle gesê, to lay a basis or a foundation, to consolidate, en dit beteken die woord foundation. Hy sê, met ander woorde, hy sê, if you continue being grounded. Met ander woorde, as jy en ek by die baas, by die fondasie bly, die bloed van Jesus Christus, die krag van die Heilige Gees, en die waters van sy woord. Dit is die fondasie. So solank ek in repentance lewe en die Heilige Gees volg en toelaat dat die Heilige Gees in my lewe werk en sy woord lees, dit is wanneer ek grounded is. Dus ek sê in Hebreëus beteken die woord lechem en die woord treasure. Met ander woorde, when am I grounded? Die Afrikaans, soos ek sê, sal nou die woord wees, kyk wat het ek hier geskrywe, gegrond. So, wanneer is ek gegrond? Wanneer my fondasie, ek op my fondasie bou die hele tyd. In repentance, die bloed, die Heilige Gees, die waters van sy woord. Met ander woorde, wanneer ek in die woord bly, wanneer ek by die skat bly Jesus Christus, dan is ek gegrond. So dis nie wanneer ek kerk toe kom of nie kerk toe kom nie. Dis hierdie beginsel wat Paulus vir ons leer. Grounded and settled. Wat is daai woord settled? In die Afrikaans het hy gesê vasbly. Beteken immovable, né? Vasbly, immovable, onskuifbaar, onbeweegbaar. Wanneer jy onbeweegbaar en vasbly in die fondasie, in jou verhouding met Christus. Dit is die woord sekvi. Daai immovable is gekoppel aan die familie van woorde, onder andere sekvi. Sekvi is die kok, nee, die hoenderhaan. Kan jy onthou? Die Here het in u en my is daar 'n hoenderhaan. 'n Hoenderhaan mind, as mens dit so kan probeer stel. Dat wanneer die Here Jesus jou reinig en heilig en jy groei in die Here en jy fokus op die waarheid,
dan is daar 'n profeet binne in jou wat die lig kan sien in die midde van 'n duister omstandigheid. So when I am settled, dis wanneer al is jy in donker omstandighede, sien jy die lig, jy sien hom. Want God is lig. En die vierde ding is wat hy sê, wat die woord continue beskryf. En dit is, be not moved away from the hope of the gospel. Wat is die hoop van die evangelie? Wat is die hoop van die evangelie? Ek het om dit te probeer vasvat, die woord hoop van die evangelie, het ek in die antieke taal gaan kyk, en die woord hoop, ek het die skryf hier, die woord hoop, word so geskryf, ons skryf van die regterkant af, né? Taf, kop, Jood, ag nee, skies, wo, ek wil nou baie lelik, hey, so wat, daar sien ek in die hele woord, sien ek het baie mooi uitgespel hierso, met ander woorde, wanneer het ek hoop, wanneer hou ek aan die hoop van die evangelie vas, wanneer ek die kruisweg volg, met ander woorde, wanneer ek self neerlê, en vra dat hy regeer in my hart, wanneer ek draai, toelaat, dat wanneer ek sy stem hoor, ek draai in my lewe, my rigting verander, soos wat hy wil hê ek moet in die rigting loop, wat hy wil hê ek moet wandel, en vas soos 'n pilaar daarin staan. En wanneer ek dit doen, is daar 'n window of opportunity, wat vir my oopgaan, waarin ek Christus op 'n nuwe manier sien. Dit gee my hoop. Hy beteken 'n venstertjie wat oopgaan vir jou. 'n Venstertjie van begrip, 'n nuwe insig wat hy vir jou gee van hom iewers. Dit bring my hoop. Wanneer ek die kruisweg volg, my weg aanpas volgens die kruisweg, en vastaan staan. Right. Kan iemand van u sê amen, die iets gehoor wat vir u waarde het, waarheid wat vir u lewendig word? Vers 23 sien ons hierso, dat if ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature, which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Nou hier sê Paulus 'n ding, hy sê, die evangelie which was preached to every creature which is under heaven. So hy sê, op daai stadium, wanneer Paulus die brief van Kolossense skryf, wat 64 na Christus is, hy sê, in 64 na Christus sê hy, die evangelie is aan elke skepsel onder die hemel gepredik. Nou dit verwarm is, dit het my op 'n soek gesit vir baie jare, om te weet, wat bedoel hy hierby? Daai woord heaven, in die Hebreëus is die woord shomayim, S-H-A-W, koppelteken M-A-H, koppelteken A-I-M. Shomayim. Nou Shomayim beteken, ons sal nou weet wat heaven praat hy van, is the place where the celestial bodies revolve. So hy praat van die hemelruim, waar die hemelliggame wat ons sien, in draai. Dis die hemel wat hy van praat, want die woord praat van 7 hemele.
Elkeen het 'n ander naam. OK. So onder die Maseroth praat hy van. Is die evangelie, almal val onder die Maseroth, die melkweg waarin die Maseroth voorkom, wat geskiedenis en antropologie sê, van die begin van die mensdom af, van die tyd van Noag, en van die tyd van Enoch af, het God die Maseroth, die Zodiac, vir hulle gegee, en vir hulle sy hele plan met hierdie planeet, en met hierdie bestek van tyd, vir hulle uitgespel, in prentjievorm, wat 'n internasionale taal is, om met alle volke te praat. Terwille van die mense wat nie weet nie, kom ons blaai net gou na Psalm 19 toe, en ons lees daarvan. Want anderste raak Paulus hier iets kwyt. Mens kan nie sê dis die bestaande wêreld van daai tyd nie, want hy praat hier van onder die hemel. Want ons ander plekke wat Paulus die soortgelyke opmerkings maak, maar dan sê hy, die evangelie is reeds in die hele wêreld en almal gebring. Dan is daai party kommentare maak 'n flater daar, want hulle sê die wêreld daar is die bestaande wêreld so ver as dit uitgebrei het. Jy weet, die Griekse koninkryk is. Maar hy verwys na die Maseroth. So Psalm 19 praat baie duidelik daarvan. En u wat by die studies daaroor was, oor die Maseroth, sal weet waarvan ek praat. The heavens declare the glory of God. Daai heavens is dieselfde woord wat ons nou gebruik het. Shomayim. Declare the glory of God. And the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech. So daar word letterlik woorde word gepraat. And night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Wie is their voice? Is die Maseroth, die verskillende konstellasies en die boodskap wat hulle elkeen praat. So die Maseroth is nie 'n dooie lot konstellasie van sterre wat daar is nie. Daai konstellasie van sterre is besig om te praat. En dit praat met die mens se gees en siel. Dit praat 'n internasionale taal. Hy sê daar, vers 4, their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun. Dan verwys hy na die pad wat die son volg. Die pad wat hy volg word presies genoem die weg, en die pad wat hy volg is die pad deur die 12 konstellasies. En ons weet ook dat hier in Romeine hoofstuk 10, as jy saam met my soontoe sou blaai, Romeine hoofstuk 10, vers 18, en gaan vers 17 ook lees. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. But I say, have they not heard? Yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. En jy sal sien, as jy 'n verwysing het daar, sal die Bybel verwys na Psalm 19. Wie se Bybel verwys vir jy daar na Psalm 19? Wie las dit? Net haar Bybel? OK, in haar Bybel is dit gedruk. Daar is 'n verwysing na Psalm 19. So hier sê Paulus, hoor hierso, mense kan net repent as hulle gehoor het. Maar toe sê hy maar, hoor hulle dan nie? Reg oor die wêreld
word die evangelie verkondig? Van waar af? Van wie af? Van die konstellasies af. Wat word gepreek? Gaan kyk na die Mazzaroth en dan sien jy wat is die boodskap wat die konstellasies vir ons bring. Ons het vir weke 'n paar studie gehad daaroor. Hier by die kerk vir omtrent seker 6 maande ook 'n studie gedoen daaroor. En nog nie klaar gekry nie. So, daarom sê Paulus hierso in Kolossense, vers 23, hy sê, aan die einde van vers 23, sê hy, the gospel which was preached to every creature which is under heaven. Dan vers 24, van Kolossense hoofstuk 1, ons doen nie 'n ekstensiewe studie nie, ons kyk maar net na 'n paar beginsels, soos ons aangaan, daarom slaan ek dit baie goed binne die versies oor, ek probeer nie 'n versie oorslaan nie, ek probeer net, vir my net baie goed in die versie self. Vers 24 sê Paulus, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church. Nou eerstens, wat is daar belangrik? Wat is Paulus se reaksie op sy lyding, op sy sufferings? Hy sê, hy rejoice. Hy voel nie jammer vir homself nie. Alhoewel hy in gevangenskap is, en die gevangenskap kon ontduik het, of kon losgekom het, as hy net vir Christus verloon het. Maar omdat hy Christus gepreek het en getuienis gelewer het oor die opstanding van Christus, is hy geneem. So hy het niks verkeerd gedoen nie. Nee, u en ek doen baie keer niks verkeerd nie. Maar, dan voel ons jammer vir onsself, want jy het gedoen wat jy moet doen, soos Paulus. Sy reaksie is rejoicing. En hy sê, excuse, ek nou maar net weer het lees. Hy sê, I rejoice in my suffering for, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh. So what does he fill up which is behind? What is behind? The gospel. I say, he is suffering afflictions because he preached the good news of reconciliation. So, him preaching now fills up that which is behind. Die evangelie is reeds gegee. Dit is agter ons, maar wanneer u die evangelie deel, is dit wat nou aangaan, né? You fill up that which is behind. Is jy met my? Hy sê dan vers 25, maak hy verder duidelik, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Okay, so to fulfill the word of God, God's word is brought to completion only when it is shared, when it is proclaimed. Jy en ek vervul die woord van God, wanneer ons dit wat reeds gesê is, sy woord is reeds gebring, wanneer ons sy woord bring, dan vervul ons die doel van die woord. En dis om die goeie woord, die goeie boodskap te bring. Ek probeer met hierdie studies, want ek weet, en ek hoop jy doen dit, ek weet nie as ek so rondkyk nie, is dit moeilik. Ek weet, jy moet fokus en ons kyk na detail. Ek wil nie vermoei nie, so daarom moet ek voorberei net tot daar. Om die brein net te laat skiet. Bang hy blaas op. Ok.
Paulus praat daar van die hoop van die evangelie. Nou ons kan almal baie dinge sê, die evangelie bring vir ons hoop. Ons kan 'n klomp dinge sê oor die hoop. Ek het maar net die pad gevolg en toe sê goed, kom ons gaan kyk wat hoe spel ons die woord hoop in antieke Hebreëus. Dan sê dit sommer vir my spesifiek wanneer bring die evangelie hoop? Wanneer bring ek hoop na iemand toe? Ek bring hoop na iemand toe wanneer ek aan hom die kruisweg bekend maak. Wanneer ek kies om die kruisweg te volg. Wanneer ek myself verskoon tog, my eie drange en myself wil beskerm, my eie wil hê in 'n sekere situasie. Die oomblik as ek dit begin neerlê en vir die Here Jesus sê, Here, ek wil optree en doen en praat soos wat jy wil hê ek dit moet doen. Dis wanneer daar hoop begin opkom, soos 'n son wat van die horison af begin uitkom. Dis wanneer daar hoop, dan is ek besig om die pad van hoop te volg. Hierdie kolf is die letter se naam. Hierdie kolf praat van die wervel hier by jou nek waar hy draai. Okay. So hy praat van wanneer ek die kruisweg volg en ek van rigting verander omdat ek besef die kruisweg is hierdie pad en nie hierdie pad nie. Dis die pad wat ek moet inslaan in hierdie situasie. Koester dit verder geloof, né? Die hoop, liewe sit die hoop. Kan die hoop groei. En die wal praat onder andere van 'n pilaar, van iets wat vas staan. Dit praat onder andere ook van die pilaar by die tabernakel, die gordyne van geregtigheid, die wit linne gordyne het gehang aan die pilare wat aan mekaar verbind was met wol, hakke. Daai hakke is die woord wol. So, jou en my dade van geregtigheid word duidelik, word sigbaar wanneer ek die kruisweg volg en my rigting verander volgens die kruisweg, dan word dit vasgemaak in my lewe. Okay. En die oomblik as ek daai 1, 2 en 3 volg, dan gaan daar 'n venstertjie van opportunity oop. Soos op 'n skerm van 'n rekenaar. Julle weet beter as ek dat jy's hier besig en dan gaan daar 'n venstertjie oop om vir jou te sê, hoor hierso, hier's 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe opportunity. Dit is wat daai woord hy onder andere beteken. Beteken 'n window of opportunity wat oopgaan. En ons weet, soos wat ons die Here dien en ons volg die kruisweg en ons verander ons rigting volgens die kruisweg en ons staan vas daarin, ons is nie wankelmoedig nie, dan gaan daar 'n nuwe openbaring van die Here oop vir my. 'n Nuwe venstertjie gaan oop wat weer nuwe geleenthede skep om in hom te groei en hom beter te verstaan. Okay, so vers 25 het ons geëindig deur te sê, to fulfill the word of God. When do I fulfill the word of God? When I fill up that which is behind. How do I fill up that which is behind? What is behind? Die evangelie is reeds gebring. Wanneer ek die evangelie verder vat vorentoe en ek bring die evangelie, dan I fill up that which is behind. Then, vers 25, I fulfill the word of God. Wat word bedoel met die woord te bring? Dit beteken nie, jy en ek moet op die straat, noodwendig, dat ons op die straathoek moet preek nie. Die Here roep het hy mense om op 'n straathoek te gaan preek. Dit beteken nie, jy moet noodwendig met 'n Bybelversie na iemand toe loop en iemand na die Here toe lei nie. Dit beteken, omdat jy hierdie weg volg en die hoop het van die evangelie, hang die gordyne van die tabernakel, die linne gordyne, die werke van geregtigheid, is duidelik vir die ander mense, en dit praat al klaar met hulle. En op daai manier fulfill u the word of God. Goed, kom ons bid saam.
Here Jesus Christus, U is die prins van 'n ver koninkryk, die koninkryk van die Vader, wat U na ons gebring het. 'n baie nederige weg deur Bethlehem, deur die stam van Juda, deur die seun van Dawid. Deur Maria en Josef in 'n stal het U gekom. Ons wil ons knieë vanoggend voor U buig. U sê, U is waarlik die skat van die lewe. En ons wil U vanoggend omhels. En sê, ag Here, help my asseblief. Ek raak so maklik verward en verstrengel deur my eie doktrines en deur ander mense doktrines en so baie keer dat ek toe dat ek op loop geneem word met gesprekke hier binne my eie hart en met ander mense se gesprekke, dat ek U mis. Wil U my asseblief vanmôre opnuut weer soen? Want U soen verbreek die mag wat sonde oor my het. Sodat daar 'n nuwe venstertjie van geleentheid, 'n new window of opportunity weer vir my oopgaan, sodat ek U op 'n nuwe manier sien, dat ek die hoop van die evangelie mag ervaar. Baie dankie.